jy gaan saam met my stem dat ons vanoggend of dat ons land en die wêreld gebuk gaan onder 'n groot gees van vrees. Ek weet of jy daar agterkom het nie. Ek weet nie of jy ook deel is van hierdie keyboard warriors nie, wat vir jou 'n 10,000 WhatsApp stuur oor hierdie ding en daardie ding en jy moet hom aanstuur. As jy hom aanstuur nie, dan gaan dit gebeur. Né? En as jy nie hard genoeg bid nie, en baie mense vrees vir die ekonomie wat tuimel, almal vrees vir volksmoorde en daar's mense wat bang is vir die reverse apartheid, daar's mense wat bang is vir hulle baase, party mans is bang vir hulle vrouens. Ek hoor vanoggend hoe jy uitvind wie vir jou liefste is die hond en die vrou. Hulle maak altyd van hulle toe in die kattebak en na 'n uur maak jy oop. En dag is jy wie vir jou lief. Nou ek sal dit môre probeer, kyk wat my vrou vir my doen. Vreesloos. Maar party, ons lewe in 'n lewe waar mense bang is vir klomp goeters. Het jy geweet, daar is net 2 natuurlike vrese wat jy gebore is. Weet jy wat dit is? As ek reg onthou, is dit 'n vrees vir val en 'n vrees vir seer kry. Al die ander aangeleerde vrese is aangeleer. Hoogtevrees en vrese vir spinnekoppe en vrese vir ons worse. As party mense wat bang is vir hulle kinders. In Brakpan het ek geleer dat die families die honde 2-2 uitloop want hulle is bang kinders buite hulle. Maar daar is sekere valid krisis in my lewe, en daar's verseker baie keer rede vir kommer in my lewe. Maar ek het hierdie week al, ek weet nie hoeveel boodskappe gekry, ek het weekliks, boonbehalwe vir die WhatsApp groepies wat op is, kry ek klomp mense vir my stuur, bid dringend, want hulle gaan hierdie ding doen. En bid vir hierdie en bid vir daardie en is klomp vreesgoeders en ek wil vir jou sê ek beleef hierdie seisoen wat ons in gaan beweeg is 'n seisoen van vrede en van oorvloed en van vrede. Vrede, oorvloed en vryheid, vryheid. Vrede, oorvloed en vryheid. Ek wil vanoggend vir jou sê dat God het nie vir my en jou 'n gees gegee van vrees nie. En God se hart is jy moet vrede hê. En Filippense 4:7 sê, vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hoor wat sê Matteus 10:28. Hy sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. Jesus praat sê, ouens, moenie bang wees vir die en vir dan nie, maar eintlik moet ek 'n vrees vir God, daai vrees is 'n respek vir God. Nou 2 Timoteus 1:7 sê die volgende, God het my nie gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde en van selfbeheersing. Ek wil vir jou sê, God het jou 'n gees gegee van selfbeheersing. Jy kan nee sê vir sonde, nee sê vir vrees, nee sê vir klomp, want jy kan heers. Maar sien, vrees doen 'n paar goed aan my en jou. Vrees doen, eerstens, vrees verlam jou. Het jy geweet vrees verlam jou? Vrees doen 'n paar goed aan jou. En daar's die 3 responses wat dit, maar blaai saam met my na 1 Samuel 17 toe. Waar ek wil vir jou wys uit die woord uit waar vrees mense verlam het. Die storie van Saul en Goliat en Dawid. Ons almal ken die storie van Dawid en Goliat, maar niemand lees baie keer voor dit nie. En voor is die volgende, vers 3-11. En hy vertel vir ons hoe die Filistyne en Israel op 2 heuwels teenoor mekaar stelling ingeneem en daar was 'n vallei tussen hulle gewees. En Goliat, 'n uithaler vegter van Gat, het uit die leer van die Filistyne na vore gekom. Hy was 3 meter lank. Nou ek wil die volgende vir jou vertel. Ek Dinsdagoggend in Mangenbeen. Almal ken my Goliat storie van die ouetjie in Newcastle. Haar so in Bethlehem. Ek het baie vertel nie. Ek sit in Mangenbeen en ek kan my streeks so sitter gou oor 'n paar goed wat gebeur in die volgende week. En ek is besig om mal te word. Die ou stap in en hy is uit letterlik, hy was omtrent
Seker so gewees. 6 voet 4 of 5. Wie is die langste in die kerk? Martin, hoe lank is jy? 6'2". 1.8. Jy is langer as 2 meter gewees. Wie is langer as 2 meter in die gebou? Enigiemand? Wie? Koert. Wie is dit? OK. Hierdie ou was om en by 2. Ek skat dan 2.2, 2.4 gewees. Daar op die langste om en by gewees. Ek weet nie hoeveel voet dit is nie. Ek sê maar 6.4. Ek weet nie wat dit is nie. Ek sê Amerikaner nie. Maar anyway, maar Goliat was 3 meter lank. 3 meter lank. Ouens, weet jy hoe lank is dit? Sy borshelm op sy kop en sy harnas met skubbe. Die gewig van sy harnas was 57 kilogram. Dis 'n paar dames wat dit nou weeg. Dis nie baie nie. Maar dit is swaar as jy moet aanhou en vashou. Dis 'n paar dames wat wens hulle was 57 kilogram gewees. Sy beenplate was ook van brons en sy bronsswaard het tussen sy skouerblaaie gehang. Die steel van sy spies was so dik soos 'n wewer se balk en die ysterhelm van sy spies het 7 kilogram geweeg. Amper so swaar soos 'n sak aartappels. 'n Wapendraer vir hom uitgehark met 'n skild gedra. Die arme was seker nou maar sterk geweest. En teenoor die manskappe van Israel gaan staan en geskree, is dit regtig nodig dat die geveglinies opgestel moet word? Agtog Filistyne, julle is onderdane van Saul. Kies iemand wat 'n tweegeveg met my kan voer. As julle man dan 'n slag met dood te maak, sal ons julle slaaf wees, maar as ek hom dood maak, sal julle ons slaaf wees. Ek daag vandag die gevegsmagte van Israel uit. Stuur tog iemand om teen my te veg. Toe Saul en die Israeliete dit hoor, was hulle mismoedig en baie bang. Ek wonder wat die ouens beleef. Daar's 3 reaksies tot vrees: fight, flight of freeze. Okay, as jy bang word, party ouens het agtergekom as 'n vrou bang slaan sy hom. Ander ouens vries. Ander ouens hardloop. Ek het 'n pel gehad, as ons 'n fight kom en hy bang geword, hy gehardloop. Dan moet ek my boetie uitsorteer. En my boetie mag gefight, ek het gevries. Ek sê 'n fighter nie. Maar die meeste van ons, wanneer ons deur vrees gekonfronteer word ons verlam. Waar ek niks kan doen nie, ek voel magteloos. Ek vries. Het jy al dit beleef? Jy kan nie redeneer of reageer nie. En alle logika verdwyn. En Saul en sy manskap is presies hierso gewees en hulle word gekonfronteer deur 'n 3 meter lange reus wat hulle wil dit dreig om uit te wis. En ek lees later dat die Dawid, die jong seun inkom en Dawid was nie die mooiste of die slimste of die sterkste gewees nie, maar Dawid kom en hy's op 'n plek waar hy sê maar ouens, ek gaan hierdie reus toelaat om my te bedreig nie, maar my God is groter as wat die reus is. En Saul dink, maar Saul was al klaar lang man gewees. Hy het kop en skouers breed uitgestyg. Okay? En hy sê, maar gee vir die jong man gou net my hamer. Want hy kan nie net so gaan fight nie. Hy vat 'n mes na 'n gunfight toe. Want hy vra vir hom, hy sê nee, ek gaan 'n slingervel gebruik. Ek gaan met my ketty hierdie ou doodmaak. Nou, ek weet nie slingervel gesien het nie, hoe hy lyk nie. Maar dis nie ons slingerveltjies en onketjies nie. Dis 'n letterlik 'n lang stuk leer wat gewewe word en gewerk word. Dan sit jy nie hinklippie nie, maar hinklip daarin. 'n Rots. En dan swaai hulle hom. En soos hulle hom swaai, mik hy oor daarbo. Kobus, is jy reg? En dan laat hulle hom gaan en met presisie gaan tref hy die target. Ek het al getraai het nie. Ek dink ons 'n paar vensters te kan gooi in die plek as ons moet traai. Maar hierdie jong man
Sê jy maar ek gaan met my slingervel gaan en God Saul sê vir hom nee Jom, jy gaan my wapens aantrek, maar Dawid kon nie beweeg in die armor of in die wapenrusting van Saul nie. Weet jy wat sê dit vir my? Baie keer is ek so bang. Ek verlam mense met my vrees. Ek sit my armor op 'n ander ou. En Dawid kon nie beweeg nie. Hy sê hy het stil gestaan. Hy kon nie beweeg nie want sien Saul was so bang geweest, maar Dawid sê ek is nie bang nie. Moenie dat jou vrees mense verlam nie. En Dawid kom en hy sê maar jy kan na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom jou toe in die naam van die Here. Sien die naam van Jesus dra eintlik genoeg krag vir my en vir jou om elke battle te wen. My vraag is, waarmee battle jy vandag jou vyand? Want almal van ons battle iets in ons lewe. Party van ons battle finansies, party van ons battle wat ook al mag wees. Maar waarmee battle jy jou vyand? Want Dawid kom en sê, maar ek kom nie met 'n wapen nie, maar ek kom in die naam van die Here. Dis nie die slingervel wat dit goed gemaak het nie. Dit was die naam van die Here. Dit God wat daai slingervel geaktiveer het. Toe hy sy eie GPS gehad. Wat was ons GPS? Godly Positioning System. Toe God op genavigate. Regte plek toe. En die tweede ding is, vrees laat my en jou minderwaardig voel. Jy het agtergekom met nie. Gideon, Rigter 6 vers 11. Kom 'n engel van die Here na hom toe. Het jy al 'n engel gesien? Man, jy slim as jy gesê ja. Die engel kom en sê vir hom, Gideon, moenie bang wees. Hy sê intens sê vir hom, wees gegroet, dapper held. Han sê hy vir hom, ek is nie 'n held nie, inteendeel ek is die minste van die minste geslag in Israel. Sien, hierdie engel kom na hom toe met kragtige woorde, 'n kragtige roeping, 'n verlossing vir sy volk. Maar dan sê hy, kan seker nie ek wees nie. My familie en ek is die slegste. So ons is die swart skapies van Israel en ek is die swart skapie van die swart skapie familie in ons taal. En hy sê vir my, die engel sê vir my, is dapper held. Sien, wanneer ek na my probleem kyk, en die grootheid van my probleem, lyk ek baie keer minderwaardig. Baie keer voel ek minderwaardig wanneer ek na my issue kyk, want ek is nie Elon Musk of wat ek nie nou hier name gebruik nie, net as trek sy mense voor. Ek is nie Janu wat so mooi kan dromme speel nie. Ek is nie vehicle ensovoorts nie. En ek begin minderwaardig voel. Dit lyk of ek kan oorwin nie, want ek is die swakste. Ek is nie die ou wat maar sien, vrees verbreek God se prentjie oor jou lewe in jou hart. Want God sien jou as dapper held, maar vrees hom sê vir jou, dis wie jy is nie. Wanneer God na my kyk, sien ek, hy sien 'n dapper held, hy sien 'n heldin, maar vrees laat my baie keer, wanneer ek dit beheer in my lewe toepas, maak dit my minderwaardig voel. Ek kan nie sien wie God my gemaak het om te wees nie. Ek is goed genoeg nie. Ek kan nie, ek sal nooit goed genoeg wees nie. Ek is niks. Die woordjie vrees praat van to be timid. Timid beteken om swak te wees. Vrees bring binne my 'n swakheid. Want vrees laat my baie keer voel dat ek is nie sterker nie. As jy bang is vir iemand of vir iets, beteken dit daai iets of daai probleem of daai situasie het meer krag oor my as wat ek het. Maar God se woord leer my, ek is tog bestem vir goeie dinge. Ek is deur dat God in my glo. Het leer my dat God sien my as 'n oorwinnaar. Het leer my dat deur Christus se krag het ek reeds oorwin. Dis is die krag wat God in jou geplaas het
Nie wat jy self het nie. En ek moet toelaat vanoggend dat die leuen van die vyand inkom en my laat twyfel nie. Daai stap van geloof wat jy dalk moet doen, daai iets waar jy twyfel, want wat as God kan kom doen ver meer as jy dink, droom, vra of beplan. Efesiërs 3:20. En God gebruik later in die boek vir Gideon wat gesê het ek is nie 'n dapper held nie, om met 300 mans 'n hele weermag te verslaan. Vrees is nog 'n ding. Vrees laat my twyfel in God se grootheid. Josua 2. Josua, Caleb en 10 spioene, almal ken die storie van hulle. Hulle moet die beloofde land gaan verken. Hulle spies gewees. En hulle gaan in en die land het verklaar het boord hulle. Het gesê die land ek vir jou gegee het. Nie gaan gee nie. En die 10 spioene kom terug en hulle vertel van 'n stad waar die mense soos reuse lyk. En hulle sê dat as hulle daar moet ingaan, gaan hulle verslaan word. Hier kom 2 ander manne, die minority, en hulle sê maar ons het dit nie gesien nie. Ons is seker, ons kan die ouens, hulle is 'n springkaan in ons oë, sê Josua en Caleb. En op grond van hierdie geval, kom God en hy sê vir die 10 spioene, was dit onmoontlik. Hulle sal nie die beloofde land sien nie. Maar net Josua en Caleb wat geloof gehad het in God se woord, sal hierdie land sien. Wat is die verskil? Hoekom is God dit doen? Maar sien Josua en Caleb het toegelaat dat vrees hulle perspektief van God se grootheid in hulle lewe kom beïnvloed nie. Die ander 10 manne was so met vrees belaaid geweest, dat hulle kon nie sien hoe gaan God hierdie mense verslaan nie. Hoe gaan ons hierdie stad met hierdie muur inval? As jy weet hoe dit gelyk het, daai mure, mense het binne daai mure gebly. So dit is huise wat in daai mure was. Hoe gaan ek daai muur deurkom? En die 10 ouens sê maar hierdie ouens is massive, hulle is reuse, ons gaan ons verslaan. En selfde manne wat gesien het hoe God water in die woestyn en manna in die woestyn alles vir hulle gee, sê maar God kan nie dit doen nie. En baie keer laat ek toe, laat vrees my verhoed om die beloftes van God oor my lewe te vat. Want hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Baie keer gebeur dit my en jou ook. Wanneer ons feesbevange raak, dan vergeet ek van die wonderwerke wat God al reeds in my lewe gedoen het. Die keer toe hy vir jou voorsien het. Nie geld gehad het nie. Die keer dat hy vir jou werk gegee het, die keer wat hy vir jou 'n man of 'n vrou gegee het, die keer wat God vir jou wonderwerke gegee het, ons vergeet dit, want hierdie situasie lyk vir my so groot. Dan sê ek, God kan nie dit kom nie. Die 10 sien hulle self as springkane, terwyl Joshua en Caleb hulle self sien as reuse. Maar sien 2 Timoteus 1:7, God het my nie gees gegee van vrees nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. My vraag vanaf vir jou is wat dink jy oor jouself? Waar bevind jy jouself? Want jou opinie oor jouself ontwikkel baie keer vrees. Baie keer maak ek vrees los in my eie lewe. Dis is 'n slang nie mense aanval omdat hy honger is nie, jy geweet. Hy pik nie omdat hy honger is, want ek kan nie meer eet nie. Hy val jou aan as gevolg van defense. Wonder ek baie keer of die vyand my en jou nie aanval as gevolg van die roeping op my en jou lewe nie. Miskien ek en jy is betrokke in 'n geestelike oorlog. Die dinge wat gebeur in jou land en in ons land en in waar ek sal bevind, gebeur nie verniet nie. Daar's 'n geestelike oorlog wat
ons in die vlees in die vlees wil beklei en dan gaan ek verloor. You can never fight a spiritual battle with fleshly weapons. En baie keer try ek doen. Efesiërs 6 sê volgende. In die Engels sê, after you've done all these things, hy praat van die wapens van geloof, né? Die helm, die borststuk, die gordel, die skoene, die skild, die swaard en gebed. En die skoene. Hy sê na alles en gebed, sy staan. Ek weet vir jou nie, maar ek het nog nêrens gelees in die Nuwe Testament waar God vir my sê ek moet gaan fight nie. Agterkom? Hy sê inteendeel, hy sê en hy al gedoen wat ek vir hom te doen. En in die battle sê hy staan. Staan. To stand means to be steadfast of mind. Do not waver. Om vas te staan in die oorwinning wat God klaar vir gegee het in wie ek is. En nie te gaan hardloop na elke ding toe, vorentoe en agtertoe en staan stil. Staan sterk. En die woord sê vir my in Romeine 8, dat ek is meer as 'n winnaar. En dan kom hy in Filippense sê ek is tot alles in staat deur Christus. So my vraag is, staan jy of wat maak jy? Gideon, Dawid, Joshua, al die manne wat het oorwin omdat hulle vasbeslote was om te staan op die woord van God wat hy vir hulle gegee het. Hy het vir hulle gesê, ek is met jou, moenie vrees nie. Inteendeel, daar is hoeveel keer in die Bybel staan moenie vrees nie, jy geweet? Iemand geraai vat. 365. Nee, hoeveel dae is in 'n jaar? Hoeveel dae is in 'n jaar? Interessant. So hoe kan ek rustig raak in tyd wanneer die storms om my losbreek? Hoe wanneer ek vrees? Ek hou baie van akronieme. Die woordjie fear, F-E-A-R. Ek sê altyd, it's false evidence appearing real. False evidence appearing real. Job kom en hy sê, en ek haal myself uit hierso. Job sê, dit het ek myself gevrees oor my gekom. Baie keer, jy weet, stilkundiges bewys dat ek en jy vrees so baie dinge, maar 80% van die goed ek oor vrees, gebeur nie met my nie. Ek vrees hulle my huis sal afbrand. Dan kom Job en sê volgende, hy sê ek, dit het gevrees oor my gekom. Baie keer trek gaan. Ek is so bang om later te wen. Sien, 2 Timoteus 1 kom skets my prentjie hoe vrees kan oorwin. Maar as gevolg van die kruis van Jesus staan ek nou in vryheid. Wat sê Galasiërs 5 vers 1? Christus het ons vrygemaak om waarlik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid. Moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indring nie. Hy sê staan vas. Efesiërs 6, staan vas in hierdie vryheid. Romeine 8 vers 15 en 16 sê volgende: die Gees wat in die Heilige Gees, wie die Gees ontvang in die plek, wie die Gees ontvang? Sure. Romeine 8 sê dat almal wat Christus aangeneem as hulle saligmaker, het die Gees van vryheid geontvang en daarom kan ek God my Vader noem. En wie het dan die Gees ontvang vanoggend? Wie het laat vir julle al gegee? Okay, mag julle toe. Wie wil al harte vir julle gee vanoggend? Maar net 30% sê julle al aanvaar as hulle saligmaker. Die woord sê vir my, as ek tot bekering kom, ontvang ek die Gees van God in my lewe. Wie het die Here ontvang al? Great. Die teks is vir jou. Die Gees wat in julle gegee is, maak julle tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee,
Jy die Gees ontvang, wat jy tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Hebreëus en Grieks, Vader, my Vader. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met my, saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. Hy sê vir my, as ek God se Gees in my het, dan het ek nie meer nog om te vrees nie. Romeine 1:7. Ek het die Gees gekry van krag, van liefde en van selfbeheersing. Power, love, and a sound mind. Power beteken the ability. Okay? Hy woordjie is die woordjie dynamis. Okay? Dit beteken inherent power, power residing in a thing by virtue of its nature, or which a person or thing exerts and puts forth. Hoor wat sê? Power residing in a thing by virtue of its nature. Toe ek tot bekering kom, is die woord, onthou ons paspoortreeks, het ek die natuur van Christus geontvang. Right. So God het klaar die krag, sy krag, binne jou geplaas. Die dynamis is klaar binne jou. Ek moet nie gaan vas vir 7000 jaar en te hoop hy gaan weggee nie. Dis klaar binne my. Dan sê hy om vrees te oorwin. Romeine 8. Okay? So ek moet besef die krag, die virtue is klaar binne my vanweë die krag en die Gees van God binne my lewe. Daarom kan ek vrees oorwin. Nie my eie krag nie, maar God se krag. Nommer 2, hy sê hy battle vrees met krag, liefde, selfbeheersing. Liefde. 1 Johannes 4:8. There is no fear in love, but perfect love drives out all fear. Sien, liefde bring vir my kalmte, vrede en beskerming. Dink aan 'n ma. As 'n kind bang is, waartoe hardloop hy? As hy ma toe. Hoekom? Want jy beleef kalmte. Ons erns in die begin van die jaar gepraat oor, met die Moedersdag, gepraat oor die effek van 'n ma se koestering op 'n kind. As ek reg onthou, het hulle gesê dat 'n ma wat haar kind koester, vashou, druk, daai drukkie, dieselfde effek op 'n kind, as ek reg onthou nou, ek kan nou verkeerd, ek gaan nou my kop uit herhaal, wanneer hy siek is, om pyn te verlig. Ek sê feit weer gaan kry, ons het al gepreek ons met Moedersdag. Die vashou van 'n ma. Haar liefde bring kalmte, vrede en beskerming. Net so wil God vir my in vrees, eerder vir my kalmte, vrede en beskerming bring. Hy's 'n goeie Vader en daarom wil hy vir my lewe en lewe in oorvloed bring. Wanneer ek bang is God daar. Net wat jy vrees. Job 3. Dit waarvoor ek gevrees het oor my gekom. Dit waarvoor ek bang was en nou met my gebeur. Hoekom? Want dit wat ek vrees, trek baie keer aan my toe. Want wat maak ek? Spreuke 18:22. Hy sê die krag van lewe en dood lê in die tong. En die wat dit gebruik sal die vrug daarvan geniet. Baie keer is ons so bang vir iets en ek hou aan herhaal. Ek is so bang. Ek is so bang dit gebeur met my. Wat gebeur? Ek's besig om iets los te maak in die gees. Ek sê baie keer vir die profete wat ons klomp sulke prophet schools gehad. So 'n profeet kom en sê, Paul, ek sien jy moet versigtig wees. Daar gaan 'n trok jou tref. Nee? Ek het al gehoor. Dis nie 'n profeet is veronderstel om anders te profeteer. Die vyand wil kom doodmaak. My lewe, die Here gaan vir jou lewe gee. Why? Life and death is in the tongue. En moet weer begin God se gedagtes oor my lewe begin dink. Ek moet verstaan wanneer ek Christus is, hoef ek nie te vrees nie. Psalm 91 sê die volgende. Almal ken hom.
bied beskerming vir die wat in Christus is. Hy sê, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skadu van die Almagtige. Ek wil tot God sê, my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want dis hy wat my red in die net van die voëlvanger, verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, onder sy vleuels sal jy skuil, sy trou is 'n skiltende panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag en die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes in die donker wandel en die siekte wat op die middernag verwoes nie. Al val daar 1000 aan die een sy en 10.000 aan die ander sy, sal nie naby jou kom nie. Met jou oë sal jy dan skou die verdelging van die goddelose. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskikking gemaak. So gaan hy verder aan. In Johannes 4 vers 4 sê volgende dat sterker is hy wat in die wêreld is. Ag, hy wat in my is, hy wat in die wêreld is. God sterker. Sterker as enige probleem wat ek in jy face. Johan, kom speel vir my asseblief. Groot as enige siekte, finansiële uitdaging, sterker as enige probleem. Sien waar die mens kom dood voorspel, kom God en hy maak weer lewe. Dan kom hy en hy gee vir ons lewe. God kom sê nee, ek bring vir jou in plaas van dood, in plaas van vrees, gee vir vrede. Johannes 16 vers 33, hy sê, in hierdie wêreld sal jy uitdagings beleef. Engels sê, you will have trouble, but take heart. I have overcome this world. Hy beloof nêrens, jy gaan nie verdrukking beleef nie. Inteendeel, hy beloof, as jy my volg, gaan mense jou vervolg. Hulle gaan jou haat. Nie vir bekeerlinge, dopelinge. Jy moet weet. Gaan nou nie baie, dis nie altyd baie maklik nie, hoor. Nou moet jy vashou. Nou moet jy vashou. Want nou gaan ouens sê, jy's 'n Christen. Kyk hoe maak jy? Hoe lewe jy? Nadat het Jesus gesê, gaan lekker wees nie. Wat vrees jy? Hou jy vas in die vrees? Laat jy toe dat vrees oor jou pad kom? Ek kan nie sê ek vertrou God, maar ek lewe in vrees nie. Want vrees en liefde en vrees en geloof is twee verskillende goeders. Dis dieselfde nie. Die vrug van die Gees is liefde. God is liefde. Liefde verdryf vrees. Daarom kan vrees nie lewe daar waar God is nie. En soos ek wil oorbeweeg nagmaal toe, en soos ons die nagmaal gaan gebruik, wil ek vir jou herinner, daar's 'n kruis gewees. En by die kruis het Jesus se liggaam vir my en jou gebreek, sodat ek en jy kan in vryheid van sonde en vrees lewe. Hy het nie net gesterf vir sonde nie, maar die woord sê Galasiërs, hy het elke vloek op hom gevat. Hy het elke vorm van uitdagings op hom gevat. Soos die brood dan gaan vat en die beker gaan vat, daarmee kom verklaar, Here, ek breek hierdie hou vas van vrees op my lewe. Dankie vir die liggaam, dankie vir die bloed, wat my kom vry maak. Sien, nagmaal is 'n viering van hierdie waarheid. Het hy my ingesluit in die afgehandelde werk van die kruis, en om dit afgehandel is sy lewe in hierdie waarheid, moenie weer vaskom
onder die gedwang van klomp gemors wat jou vashou, lewe as 'n vry mens, vry van vrees. Romeine 8. Sien, die perfekte liefde en afhandelde werk van die kruis dryf alle vrees uit. So ek kan met vrymoedigheid aan die tafel kan kom sit, nie as 'n slaaf nie, maar as 'n seun en 'n dogter van Christus. So Vader, soos ons hier sit, Jy wil nie kom en elke vorm van vrees ons lewe aanspreek nie. Here, ons wil jammer sê vir die kere wat ons Here, U nie vertrou het nie. Here, vergewe my vir keer wat ek so bang was omdat ek nie kon sien U is groter as my vrees nie. Here, mag U Gees en waarheid vanoggend kom openbaar dat ek vry is en vry van vrees is.